Hallo en welkom by week 1 dag 5 van ons Elkeen Bereik 1 veldtog. En ek glo dat elkeen van die boodskappe waarna jy die week geluister het en nog gaan luister in hierdie reeks, weer die vuur binne jou sal wakker maak. Want ons is tog nie geskape om flou te wees nie. Nou vandag gaan ons praat oor 'n vuur wat nie gestop kan word nie. Daar was 'n man met die naam Stefanus, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. Die Gees van God het in hom gebrand soos 'n heilige vuur, en deur hom is wonders en tekens onder die mense gedoen. Hy was nie 'n beroemde apostel of 'n belangrike leier nie, maar 'n dienaar wat bereid was om God deur hom te laat skyn. Die vuur in Stefanus se hart het nie stil gebly nie. Dit het met vrymoedigheid gepraat, dit het mense bereik en dit het die duisternis met lig gekonfronteer. En daardie lig was vir sommige 'n bietjie te veel. Handelinge 6 sê vir ons dat sekere manne met hom begin redeneer het, maar hulle kon nie opweeg teen die wysheid waarmee God deur hom gespreek het nie. Hulle het toe mense omgekoop en aangehits om voor die Joodse raad te verklaar dat hulle hom oorlaster het teen God. En al wat Stefanus eintlik gedoen het, was om die waarheid te verkondig. Maar toe hy gestenig was en die klippe op hom neerslaan, het die vuur nie verdwaai nie. Dit het versprei. Handelinge 8 begin so bietjie hartseer. Stefanus is dood. Die vroeë gelowiges is verstrooi deur wrede vervolging. Dit het gelyk soos 'n hou wat die kerk sou vernietig. Maar God het gewerk. Vers 4 sê, die mense wat verstrooi is, het die evangelie verkondig oral waar hulle gekom het. Wat die vyand bedoel het vir vernietiging, het God gebruik as 'n vlam wat die nasies aangesteek het. Nou daardie vlam, of daardie selfde vuur, brand vandag nog in ons. Dis nie 'n vuur van haat nie, maar 'n vuur van hoop. Dis ook nie 'n vuur van verwoesting nie, maar van opstanding. En dis 'n vuur wat sê, ons kan nie stil bly nie. Soos die vroeg gelowiges, gaan ons nie altyd na maklike plekke nie, en ons gaan ook nie altyd sonder vrees nie, maar altyd met die vuur wat van God afkom. En ons praat, ons dien, en ons het lief, en ons dra die evangelie oral waar ons gaan. Want hierdie vuur kan nie gestop word nie. Mag jy vandag God se vuur ervaar en jou omgewing weer aan die brand steek vir hom.